Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, lekker om jou saam met ons te hê. Sporttyd, ek is Arnold Geerts. Van geesvang voor die wedstryd tot die eerste merk op die rugbyveld se gras, tot die heel laaste eindvletjie, kan jy maar weet, hy sal altyd daar wees. As die amptelike ambassadeur van die Verseker Noordvalbeker verteenwoordig Passie Erasmus die hartklop van skole rugby en hy deel meer oor die seisoen en Pieter het my kom help want ons het twee nodig om die man se passie te stop. Die man het passie. Dis wakker. Passie. Môre ouma, het goed om jou saam met ons te hê. Ag, jessie, hoe lekker is dit om hier te wees. Ek wil eers by jou weet van waar die naam Passie Erasmus. Ja, Passie Erasmus, so gebore. Ek is derde generasie Passie, my oupa was Passie. Ja? Ons, jy weet, ons het geboortename, maar letterlik niemand het nog ooit verwys na my. So kom ons praat nie daaroor nie. Oupa Passie eerste generasie, pa Passie tweede en nou is ek die derde, maar daar's 'n Passie 4 ook. En passievol oor rugby. Ja, nee, so gebore en so gelaat staan. Hoekom jy so ook skole rugby, maar dit maak jou opgewonde. Ja, dit maak my opgewonde. Ek dink is maar seker as gevolg van my hele familie se diep wortels wat ons spesifiek in die ou administrateurs trofee. My oupa het gespeel in die finaal in 1945. My pa het gespeel in 71 gewen. Ek het dit toe nou nie ek het ook gespeel eerste span van toe nog standaard 8 af. Maar toe in my matriekjaar op die eerste wel nie eers nie, die laaste wedstryd toe ek die aanvoer die tyd. Dis my ander passie, het ek 'n bietjie te hard gedans, my knie het gegaan en ja. Maar weet jy, die lewe loop snaakse draaie. Maar eintlik wat Passie nie sê nie is, hy het in standaard 8 begin om rugby te speel vir eerste span en 7 jaar later in sy matriekjaar. 6 van sy beste jare op skool. Maar luister, ek het gevoel toe oorvlei dat jy net omtrent al die finaliste en die wenners kan onthou van die sogenaamde toe administrateursbeker, nou die Versekerbeker, al die jare terug. So vat my terug. Ek was op Huguenot op skool in Jy was. Ek het dit geweet. Wat onthou jy? Huguenot is ek dink sy mees suksesvolle jaar toe hy die beker gewen het. En toe was dit nog die direkteurstrofee, was 1987. Die interessante ding daar was Joosver Westhuizen het vir FH Odendaal gespeel in daai game. Sjoe. Hulle het HTS Huguenot het gewen 18-14. Japie Mulder het gespeel in daai wedstryd. Ja, teen Joosver Westhuizen. Yes. En die hele ander sukses was nou in 2019 toe hulle die skuld gewen het. 2019. Dis ongelooflik hoe jy dit alles onthou. Hoe kry jy dit alles in jou kop? Ag, ek weet nie, dis passie. Ek het as 'n kind ook gewonder hoe mense so vinnig goeie details kan aframmel. En ja, ek dink toe ek nie meer kon rugby speel nie. Toe het ek so al gekyk hoe ek ander fasette, hoe ek my liefde kan uitleef op ander maniere en dis ook waar my liefde vir gras gekom het, waar my gees gekom het, jy weet, want ek weet, dit gaan nie net oor die ouens op die veld nie, dit gaan oor die mense op die stadion. Jy moet hom sien, ek was by die Menlo Park toernooi gewees met die Menlo Park Waterkloof Derby dink ek, en hierdie man hou die mense besig, jy hou vir hulle besig rondom, maar die oomblik jy met jou liefde en jou passie vir gras ook, as hy daai veld slaan, jy kan dit nie glo nie aan nie. Die kinders het 'n nuwe herlewing. Skole rugby lyk sommer net anders. Dit voel anders. Dis die passie man. Ja. Ek so bly die Verseker manne het my uiteindelik raak gesien want ek's my lewe lank al langs die veld en op die veld. Nou, jy weet nou nie noodwendig met 'n mikrofoon nie en toe het hulle my uiteindelik Toe ons sien toe sê hulle hy's verseker ons man. Ja, Verseker. Ek wil baie graag by jou weet en hierdie is eintlik 'n ernstige vraag. Ek was 2 weke terug by Grey Affies, ongelooflike atmosfeer. Dit was bloot net fantasties om te sien. In jou estimasie, waar is skole rugby in Suid-Afrika op die oomblik? En meer dit vir my, is moeilik, maar meer dit vir my ten wêreldstandaarde. Wat dink jy? Ek moet vir jou sê, laat ek verkies en ek praat met soveel mense wat dit sê. Ek verkies letterlik deesdae om skole rugby te kyk eerder as provinsiale rugby. En jy weet hoe meer ek nou spesifiek met die afrigters en met die skoolhoofde en met die hele skoolgemeenskap te doen het, hoe meer besef ek dit gaan oor die ondersteuning. Jy weet toe ek nog rugby gespeel het jy op die veld gehardloop en jy het jou bes gegee en jy's gestrap. Nog 'n halftyd en dan gaan jy weer. Ja, absoluut. En deesdae is die ondersteuning van so 'n aard. Jy weet ek was gister by Middelburg. En hulle gym lyk soos een van die gyms hier in die stad. Ja.
ongelooflike ondersteuning. En jy weet, dis mense, die afrigters en die hele span word letterlik getrek van dat hulle op skool was. Die hoeveelheid manne wat self in die bekers gespeel het, wat self op skole vlak en internasionaal later gegaan het, wat nou uiteindelik deel vorm van, jy weet, van die afrigtingsspan. Dis ongelooflik. So daai tradisie, die legendes wat help aan daai tradisie bou, is so ongelooflik belangrik. So hoërskool rugby is op ek dink die beste vlak ooit. En ek dink die hoeveelheid manne wat ons nou in die Springbokspanne instuur en die kwaliteit van hulle spel bewys hoe gesond skole rugby is dit. Heeltemal reg. Ja. En ook wat die gees aan betref, ek meen jy was nou al by baie geesbougeleenthede en goeders ook gewees. Hoe is die gees onder die spelers, die onderwysers, die ondersteuners? Ja, ongelooflik. Jy weet en weer eens, ek dink dis die ding. Dit gaan oor aan die einde van die dag gaan dit oor meer as rugby. Jy weet daar is soveel old boys of jy weet mense wat ouers is van 'n skool wat nog steeds na al die jare daar is en sy kind gaan en hulle kinders gaan eendag gaan. So daar is so 'n hegte band en so 'n trots in meeste skole dat daai ondersteuning tussen kinders en spelers en ouers en onderwysers van so 'n aard is dat ek beloof julle, as ek gewoonlik voor so 'n klomp kinders inhardloop, dan kry ek hoendervleis wat seker so 'n minuut hou van hier tot by my toonare. Jy weet dit is letterlik. Jy kry daai gevoel van hier draf ek ook weer. Gat ons, ek is voor manne. Absoluut. Ek wil daarom net by jou hoor, daar's 'n ou met die naam van Rassie Erasmus. Ja. Het hy nou al by jou aangeklop vir hulp vir die Springbokspan vir so 'n bietjie gees? Ag nee, ek glo hy gaan uiteindelik, jy weet, Die lig sien. Ja. Maar gaan ons weer, Pieter. Van julle monde na rassiese ore. Is daar 'n skool waar jy by opgeëindig het? En hierdie is 'n moeilike vraag want dit is eintlik redelik onregverdig wat jy van weggegaan het en gedink het ek het dit nou nog nooit gesien. Hierdie plek beïndruk my verskriklik. Gee ons 2 of 3 van daai skole. Laat ek vir jou Nou gaan hy sit nou onder druk hier. Ja. Maar kyk, die ding wat ek by verre kan sê is die verseker Noordval beker en al sy skole is my passie. Ek weier om 'n skool te kies, maar ek gaan by 'n vraag uitkom. Soos byvoorbeeld op die eintlike wedstryddag daar. As 'n skool nou net 'n 3 afgestaan het, is ek by hulle. En ek want die hoeveelheid keer wat ek hulle laat sing en hulle skool terugkom met nog 'n 3 is ongelooflik. So dis my passie. Dit gaan oor meer as net skole en wie wen of verloor, dit gaan oor die skool, maar skole wat regtig vir my 'n oplewing gemaak het is Monas. Hulle was nog altyd 'n uitstekende skool, maar ek dink ou Jannie kry nogal lekker dinge reg daar. 'n Sterk skool wat gesukkel het oor die afgelope paar jare bietjie, maar uiteindelik teruggekom het. Maar Rustenburg met hulle mascot wat lyk soos 'n transformer, gister se golfkarretjie wat ek gery het by Middelburg is daar en dan net die Ek moet ook daar net een ingooi, Menlo Park. Die hoërskool Menlo Park was ook baie lekker. Daai ouens sing lekker en pas het omtrent sy hande vol gehad om saam met meneer Dey en sy span op te kon sing. Dis lekker passie. Baie dankie vir jou kuier, maar dit was so lekker. Jy moet eintlik elke week vir ons kom. Asseblief, maak my 'n gas. Lank as wat hy moet vir ons net so 'n bietjie 'n terugvoer kom gee van die afgelope naweek se wedstryde op skole rugby oor na passie. Uitstekend. Die manne wat die besluite maak, hoor hom. Sterkte ou maat. Lekker. Nou ja, van passie na hoop. Bly ingeskakel op Goeiemôre Good Morning. Ons gesels net hierna met Mariet Bekes, die stigter van Die Anties Bring Hoop, maar ek is seker hulle bring passie ook.